Wees my genadig, my Heer, na U roep ek opnuut vandag. Maak my hart weer bly, want na U, my Heer, verlang ek. Show me your favor, Lord. I call to you again this morning. Fill my heart with joy, for to you, Lord, I lift up my heart. Goeiemôre en baie welkom by die meditatiewe diens. As jy vanoggend vir die eerste keer inskakel, baie welkom ook aan jou. Die woestynvaders en die woestynmoeders was 'n groep gelowiges wat 'n paar honderd jaar na Jesus se lewe saam gedink het oor gebed en stilte en die teenwoordigheid van God. En hulle het geglo dat ons onsself elke dag aan drie goed moet herinner. Dat God by ons is, dat wat ook al gebeur en watter situasie ons ook al is, ons onsself moet afvra, wat is God se riglyne vir my in hierdie plek en in hierdie oomblik? En dan laastens, dat ons nie die oomblikke van ons lewe te vinnig moet omwens nie. Dat ons, waar ons ook al is, 'n bietjie langer moet bly, want God is in elke mooi en in elke slegte oomblik. En dit is ook hoekom ons 'n kers vanoggend aansteek, as 'n teken, as iets wat ons kan sien. Die kers wat ons aan die begin van ons saamwees aansteek, herinner ons dat God se Gees is by ons, en dat God se lig rondom ons skyn, en in ons lewens inskyn. Maak nie saak hoe dit soms baie donker voel nie. Ek wil jou uitnooi om vir die volgende paar oomblikke, dalk vir die eerste keer hierdie week, jouself toe te laat om te kom rus in God se teenwoordigheid. Ek wil graag vir julle 'n ou gebed lees wat die gelowiges van die begin af amper soos 'n refrein vir mekaar herhaal het, soos 'n mantra. Hulle het gedoen om tot rus te kom in God, maar ook om hulle self te herinner dat by God is daar vrede en liefde, en by God kan ons wees. Ons gaan vir die volgende paar oomblikke gaan ons so in die stilte sit, met ons oë toe. Miskien wil jy jou hand op jou bors sit, en bewus raak van jou asemhaling. En dan gaan ek vir ons hierdie ou gebed lees. En as ek dit klaar gelees het, gaan ons bly in hierdie oomblik. Bly in hierdie stilte. En miskien wil jy dan jou eie gebed na God toe bring. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil.
Happiness Reconsidered. Happiness is a clean bill of health from the doctor, and the kids shouldn't move back home for more than a year, and not being audited, overdrawn in a lawsuit or in traction. Happiness is falling asleep without Valium and having 2 breasts to put in my brassiere, and not yet needing to get my blood pressure lowered, my eyelids raised, or a second opinion. And on Saturday nights, when my husband and I have rented something with Fred Astaire for the VCR, and we are sitting around in our robes, discussing the state of the world and back exercises, and whether to fix the transmission or buy a new car, and we are eating a pint of rum and raisin ice cream on the grounds that tomorrow we're starting a diet of fresh fruits and fish and grain, and my dad's in Miami dating a very nice widow, and no one we love is in serious trouble or pain, and our bringing up baby days are far behind us, but our senior citizen days have not begun. It's not what I called happiness when I was 21, but it's turning out to be what happiness is. Ek dink ons leef in 'n tyd waar ons elke dag baie bewus is van die broosheid van ons gesondheid en ons sekuriteit en aan ons geluk. Daar's 'n Hollandse teoloog, ook 'n jager, wat baie skryf oor geluk en wat dit beteken en hoe mense dit kry. En hy sê dan op 'n stadium dat hy's baie bewus van die verskillende maniere wat mense probeer vashou aan geluk. Alles in 'n poging om dit nie te verloor nie. So ons gebruik ons vitamiene en ons griepinspuitings en ons bou ons mure hoër en ons sit hekke om ons eiendomme en ons probeer om die gelukkige oomblikke van ons lewe vas te vang op foto's en op video's om ons te troos in oomblikke van twyfel en van ongeluk. Maar dan sê hy ook hierdie gedeelte en sê dat selfs ons beste pogings keer nie die onverwagte siekte nie. Ons kan nie vryspring nie. Ons kan nie misdaad buite ons huise vryspring nie. En selfs die gelukkige oomblikke wat ons op foto's vasvang, verloor ook oor tyd sy waarde. En oor tyd kan die nostalgiese effek daarvan ons vergeefs laat verlang na die goeie ou dae. En as jy al van tevore in so 'n plek in jou lewe was, dan vermoed ek sal jy erken dat geluk is iets wat ons nie kan aan vashou nie. Dit is nie iets wat ons kan waarborg nie. Baie van ons, dink ek, het al die ervaring gehad dat geluk is tydelik en dit is vlietend. Op 'n stadium in die teologiese boek vra hy dan hierdie vraag, sê, kan ons in die lig van die brose en vlietende aard daarvan hoegenaamd van geluk as 'n meer permanente besit of toestand praat? Die teks wat ons vanoggend gaan lees, dink ek help ons om hierdie vraag te antwoord. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Wat die teks my herinner is dat ons kan nie ons eie geluk skep of aan vashou nie. Wat die teks my uitnooi is om die een te vertrou wat my geluk verwerf het en wat dit vir my vashou. En in die hele Bybel vertel dit hierdie storie van God wat hierdie magte, daai goed wat my geluk steel, skuld en siekte en dood, dat dit oorwin is. Dan kan ek rus vind. En dit kan ek vertrou. Ek hoef dus nie hard te werk om geluk te behou nie, of om geluk te skep nie. Ek vind dit by God.
In sy boek skryf die Hollandse teoloog Åke Jager. Hy vra dan hierdie vraag en sê, as ons dit weet, wat doen ons nou met ander woorde daarmee? En dan sê hierdie gedeelte, vertrou gewoon, selfs al strye omstandighede en gevoel daarmee, dat jy nou reeds onder Christus se heerskappy is, dat hy jou geluk vir jou vashou, en wees dan net gelukkig. Die nagmaal wat ons gebruik vanoggend, gaan ons Jan herinner. Die brood wat ons gaan eet en die sap of die wyn wat ons gaan gebruik, wil ons aan dit herinner. Aan Jesus wat ons uitnooi in die rigting van die geheimenis van geluk. Dat ons vrede by God kan vind. En dat dit nie iets is wat ons hoef te skep nie. Dit is iets wat God vir ons gee. Mag die brood wat jy vanoggend gebruik en die wyn of sap wat jy vanoggend drink, mag dit vir jou 'n uitnodiging wees na hierdie nuwe lewe. 'n Lewe van geluk wat ons vind in van Breitenbach wat ek graag vir julle wil lees, en miskien is dit 'n gedagte wat jy saam met jou in die week wil invat. Mag die bome groen bly en die sterre wit, en mag daar altyd mense wees wat mekaar sonder skaamte in die oë kan kyk, want die lewe is 'n asem lank en die sterre op die ander plek donker. Aan die einde van ons saam wees, blaas ons 'n kers uit. Die kers wat ons uitblaas, doen ons nie as mense wat glo dat die duisternis oorwin het nie. Ons doen dit want ons glo die son is besig om op te kom. Mag dit vir jou mooi en 'n goeie week wees.